Geliefdes, genade en vrede vir julle. Van God wat is en wat was en wat kom. Die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste. Die begin en die einde. Die Almagtige. Toe ek die eerste keer gehoor het, ons tema vir lydingstyd is Exodus 20, toe ek gedink, nou kom ons nou hierby uit. Dit was maar nogal 'n interessante reis. En ek dink Exodus 20 is so op die oog af nogal 'n ongewone teks vir lydingstyd. So by die eerste lees, as jy nou die wet lees, dan is daar niks wat 'n mens onmiddellik laat dink aan Christus en aan sy lyding, of wat 'n mens sou kon koppel aan lydingstyd nie. Maar wanneer ons Exodus 20 ons tema maak gedurende lydingstyd, dan vind mens nogal die verband in die breë verhaal van God se plan met hierdie wêreld. Almal wat na die kruis kyk. En daar is so baie films al daaroor gemaak. Ek dink selfs mense wat nie gelowig is nie, ken die verhaal van die kruis. Maar almal verstaan nie noodwendig wat daar alles gebeur het nie. En ken nie noodwendig die storie agter die storie nie. En ook nie dit wat na die kruis gebeur het nie, want die storie hou nie op by die kruis nie. Dit gaan nog verder, na Jesus se opstanding en sy hemelvaart. Maar Exodus 20 kan ons help om die kruis in die konteks van God se totale plan tot redding van die wêreld dalk so 'n bietjie op 'n ander manier te verstaan en dalk so 'n bietjie beter te verstaan. Geliefdes, ons kan nie die Nuwe Testament regtig verstaan sonder die Ou Testament nie. Jy kan Christus nie regtig verstaan sonder die profetiese verwagting van die Messias en hoe hulle oor die komende Messias geskryf het nie. Jy kan die evangelie nie verstaan sonder die wet nie. En jy kan nie die wonder en die diepte van die kruis verstaan sonder die 10 gebooie nie. Wanneer mens die wet lees, dan besef mens telkens dat ons die wet van God oortree en dat ons dit verseker in eie krag nooit kan gehoorsaam nie. Ek dink as mense elke dag die wet lees, dan besef jy, ek het vandag weer nie by daai gehoorsaamheid aan daai en uitgekom nie. Ek het dalk hierdie 8 kon ek gehoorsaam, maar daar's altyd een of twee wat 'n mens mis. Geliefdes, die evangelie van Jesus Christus kom dalk na ons in dieselfde vorm as die wet. Want die evangelie van Jesus Christus vra ook vir ons dade van gehoorsaamheid. Maar ons moet die wet wat in die Ou Testament aan Israel, aan die Israeliete gegee is, nie net lees bloot as 'n lys van moets en moenies nie. Dit is eintlik baie meer as dit. Want Israel het die wet, toe hulle dit daai dag gehoor het, daar by die berg Sinaï, het hulle dit gehoor as waardevolle inligting, as riglyne om hulle lewens meer sinvol, betekenisvol en vreugdevol te maak. Want hier was riglyne ook in hoe jy omgee vir jou medemens. Dit was riglyne vir die lewe. En die wet is die God wat die ganse wêreld gemaak het. En wat heers oor die lewe, oor my en jou lewe, besig om vir hierdie mense 'n paar geheime oor die lewe te deel. Die woord lewe is 'n sleutelwoord hier. Teenoor baie mense se gedagte dat ons lewens eintlik maar, ek dink 'n bietjie makliker sou wees en dalk bietjie lekkerder as ons nie al hierdie wette het en hierdie lys van moes en moenies waaraan ons moet voldoen,
Dit sou nie mos lekker gewees het sonder die wet van God. Maar Israel het dit juist verstaan, dat dit 'n pad is, wat hulle moet loop om 'n vreugdevolle, sinvolle lewe te lei. Maar voordat ek vir ons die paar verse uit Exodus gaan lees, kom ons bid saam. Almagtige God, Here, reinig ons gedagtes vanoggend van alles wat in die week gebeur het. Reinig ons harte deur die werking van die Heilige Gees. Here, U het die woord vir ons gegee, om 'n lamp vir ons voet te wees en 'n lig op ons pad. Here, gee dat ons vanoggend U woord so ter harte sal neem, dat U woord vanoggend vir ons werklik die lig op 'n sonsdonker pad sal wees. Lewende Here, ons bid nou dat U lewende woord nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n leerbare gees wat werklik soek na die betekenis van nuwe lewe in U. Dat ons vanoggend werklik ervaar dat U ons Vader is, wat ons as U kinders aangeneem het, dat U ons verlosser is, wat in elkeen van ons 'n plek gesterf het en weer opgestaan het. En dat U vanoggend vir elkeen wat hierdie woorde hoor, deur U Gees ons harte verlig om U stem te hoor. Amen. Ek wil so 'n kort stukkie net praat oor Exodus 19, voordat ek Exodus 20 vir julle lees. Ek dink Exodus 19 is amper soos 'n inleiding tot die gebooie van God, en voordat hy dit aan Israel gegee het. Die gebooie wat daar in hoofstuk 20 beskryf word en wat ons nou so 'n paar verse van lees. Dit vertel vir ons ietsie van die doel, van hoekom die Here die wet vir Israel gegee het. En ook iets van die houding wat ek en jy vandag nog teenoor die wet moet hê. Dit is nie maar 'n oudtydse, argaïse stuk lys van moets en moenies nie. Baie meer as dit. En ek dink in die tyd waarin ons vandag leef, mense hou nogal nie baie van reëls nie. En ek ervaar dit nogal baie. Mense, kinders, jong mense is altyd besig om te kyk tot waar kan hulle die reëls druk, so 'n bietjie verder, om my grense so 'n bietjie verder te skuif, om die reëls te verander. En ek dink juist omdat dit in ons samelewing en ons algemene lewe so gaan, is daar baie uiteenlopende menings rondom die perspektief van hoe ons oor die wet moet dink en hoe ons na die wet moet kyk. Daar is sekerlik mense wat beweer dat die wet verseker nie 'n bron van seën kan wees nie. Dit sê nie vir jou van dinge wat jy moet doen en nie moet doen nie. Die mense hou nie daarvan om voorgeskryf te word van wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Dit is net hoe ons werk. En daar is ook mense wat beweer dat die wet geensins op ons as gelowiges meer van toepassing is nie. Omdat ons onder die genade van Jesus leef. En dat ons nie meer onder die wet staan nie. En hulle koppel dit aan 'n versie uit Romeine 6 vers 14. Maar die teendeel wat ons raak lees in hoofstuk 19, is dat dit wat daar geïmpliseer word, dat die gebooie wat aan Moses gegee is, deur gelowiges van alle tye, vir ons vandag nog, as baie belangrik beskou moet word. Baie mense dink aan Bybelse wette in 'n negatiewe konteks, in negatiewe terme. Onder andere van die idee dat wette
mense belet om te doen wat hulle eintlik wil. En dat wette die nogal die vermoë het, kan ek sê 'n merkwaardige vermoë het, om mense partykeer so 'n bietjie ongemaklik te laat voel, want jy weet jy het nou eintlik gedoen wat jy nie moes doen nie. Gaan lees 'n bietjie wat staan in Eksodus 22, vers 21 tot 28 en ook Deuteronomium 15, vers 7 tot 11. Gaan kyk, lees 'n bietjie daar en dink net so 'n bietjie hoe dit jou laat voel. Maar ek dink ek en jy moet so 'n bietjie fokus vandag en dit is hoekom ons tema in hierdie tyd 10 gebooie is. Fokus op die positiewe impak van die wet op ons lewens. Om die wet regtig hoog te ag, is ook om die welsyn van mense rondom jou hoog te ag. Die wet is daar vir die instandhouding van lewe. En die wet leer ons om met wysheid te groei. Ek wil vanoggend graag die fokus laat val op die eerste 5 verse, wat handel oor die eerste 2 gebooie. Dat die Here ons enigste God moet wees, en dat ons geen ander gode moet aanbid nie. Hierdie gedeelte is vir baie van ons baie bekend. Ons het dit al baie kere in ons lewens gehoor. So baie keer dat ons dit dalk eintlik nie meer doen nie. Kom ons probeer vanoggend luister, asof ons dit vir die eerste keer hoor. Ek gaan vir julle Eksodus 20 lees, net so die eerste 4,5 verse. Ek lees vanaf vers 1. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan jou. Dit gaan net tot so ver lees. Geliefdes, wanneer ons hierdie paar verse in Eksodus 20 lees, dit was, ek dink die eerste keer wat die wette nou rarig op 'n, sal ek sê, 'n konkrete manier vasgepen was. Maar dit was nie Israel se eerste kennismaking met die wet nie. Die 10 gebooie was alreeds deel van die wet van God wat op mense se harte geskryf was, wat in hulle lewens, deel was van hulle lewens, lang voordat dit op klip geskryf is. In een of ander vorm verskyn al die wette wat vasgepen was met 10 gebooie, op ander plekke in Genesis. En ek wil net so 'n bietjie gaan kyk. Die eerste gebod lees ons iets van 'n onthou, dis nie presies soos in die 10 gebooie nie. Maar dit is hoe dit mense se harte tot uiting gekom het. Gaan lees Genesis 35 vers 2. En die tweede gebod Genesis 31 vers 34 tot 35. En dan gaan dink jy net so 'n bietjie oor dit wat later gekom het, toe die Here die 10 gebooie op 2 kliptafels vir sy volk gegee het. Daai eerste 2 verse, toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die huis van slawerny gebring het. As ons 'n bietjie verder lees in vers 22, dan sien jy, die volk het hier voor die berg gestaan, en die Here het vanuit die hemel direk met sy volk gepraat. Tot hiertoe was Moses die tussenganger tussen God en sy mense. Maar nou, in hierdie geval was dit 'n bietjie anders. God praat self met hulle. Dis God self wat aan hulle hierdie gebooie gee. Dit is sy gebooie. En nie iets wat Moses uitgedink het nie. Dit is sy wil vir sy mense. Nie
nie Moses se wil nie. Dis ook nie oorvertelde verhale deur generasies of tradisies van mense nie. Dit is die wil van God wat hy met sy mense deel. Dat dit sy wil is, versterk die gedagte dat dit baie belangrik is dat mense regtig sal hoor wat daar geskryf staan en dit gehoorsaam. God begin deur vir die volk te vertel net wie hy is. In die Hebreëus sê God vir sy volk, ek is Jahwe, jou Elohim. Ek die Here is jou God. Jahwe is God se verbondsnaam. Daardie naam wat hy aan Moses bekend gemaak het. Toe Moses hom gevra het wat hy vir die oudstes van die volk moet sê, as hulle hom sou vra wat die naam van God is. Die God van hulle vaders. Dis die naam wat God vir hom gegee het toe hy vir Israeliete moes sê wie hom gestuur het om hulle uit Egipte te lei. Hier waar die volk nou voor die berg Sinaï staan, sê God aan hulle, dat die een wat met hulle praat, daardie een is wat Moses na hulle toe gestuur het. Die naam Jahwe beteken, ek is wat ek is, of in kort, ek is. En nou wil ek vir julle so 2 versies uit Handelinge 17 lees. Handelinge 17 vers 24 tot 25. Maar dit vir my net op so 'n kosbare manier beskryf en nou hoor julle weer hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament by mekaar aansluit. Nou, kom ek lees dit vir julle. Hy, die God wat die wêreld gemaak het en al die dinge daarin, aangesien hy die Here van die hemel en die aarde is, wat nie in tempels wat deur mense hande gemaak is woon nie. Nog minder word hy bedien deur mense hande, asof hy enige iets nodig het, want hy self gee aan alle mense lewe en asem en alle dinge. God stel homself voor as die een wat alles geskep het. Verder verklaar hy dat hy hulle Elohim is, hulle God is. In daardie tyd het die volke rondom Israel het hulle almal gode gehad wat hulle na toe verwys het as Elohim. Dis die titel van enige iets of enige iemand wat aanbid moes word. God stel dit hier aan Israel dat dit hy, Jahwe is, wat deur hulle aanbid moet word. Treffend is dat God aan hulle sê dat hy hulle Elohim is. Dat dit hy is wat deur hulle aanbid moet word. Sy inleiding, as hy so met hulle begin praat, in hierdie woorde van God, hoor ons die eksklusiwiteit wat God vir homself toeëien. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Dit klink maklik. Ons dien nie allerlei ander gode soos die Hindoes wat 'n God het vir elke ding nie. Ons dien ons net een God. Wat dit beteken is dat niks anders as God in my lewe kan kwalifiseer nie. Die ware God, Elohim, as ons hom dien, is nie nommer 1 in jou lewe nie, geliefdes. Hoor mooi, hy is die enigste. Die enigste God wat ons moet dien. En ek dink nie ons moderne mense hou altyd van sulke eksklusiewe opsies nie. Ons voel dat God ons keuses nou beperk en die lewe vir ons gaan ons oor keuses. Maar eksklusiwiteit, dit is tog eintlik hoe liefde werk, is dit nie? Ek kan tog nie vir my man sê dat hy nommer 1 in my lewe is, maak nie saak hoeveel ander manne daar in my lewe is nie. Of vir my vrou, as jy 'n man is en my vrou is nommer 1 in my lewe en ek het ander mos nie hoe dit werk nie. Die fokus op eksklusiwiteit en God se eis vir loyaliteit is dan juis God se uitdrukking van sy liefde vir ons, want hy is ons enigste God. Net soos wat jou man of vrou die enigste geliefde in jou lewe is.
In Eksodus 20 vers 4 herinner die woorde, die taalgebruik daar. En ek gaan die stukkie so lees, die hemelruim daarbo, op die aarde en water onder die aarde. Dit herinner mens nogal aan die taal van die eerste skepingsverhaal. Die God wat die waters geskei het tydens die skepping, is die enigste God wat waardig is in my en jou lewe om gedien te word. Ons kan na hierdie gebod kyk en sê, maar ons maak ons nie skuldig hier nie. Ek noem niemand anders te God in my lewe nie. Ek aanbid niemand of niks anders nie. En ek het nie klein beeltjies in my huis wat gode verteenwoordig nie. Miskien moet ons net weer 'n keer kyk. Wat dit beteken om iets of iemand voor God te plaas. Wat is dan 'n afgod? Dit is enige iets of enige een wat in die plek van God geplaas word. Is enige een of enige iets wat ons so sentraal in ons lewens plaas, wat ons nie ons lewens kan indink sonder daardie persoon of wat dit ook al is. Dis enige iemand of enige iets wat jy meer as God liefhet, wat jy meer as God gehoorsaam en vertrou. Dis om in die plek van die enigste ware God, wat hom in sy woord aan ons geopenbaar het, iets anders uit te dink, of te hê waarin jy jou vertroue stel. Martin Luther het gesê, dis al die dinge waarop ons harte hang, waarop ons vertrou met ons hele lewe. Vir ons wat gered is, ons as gelowiges, skryf God sy wet op ons harte. Gaan lees Hebreërs 8 vers 10, dis wat daar staan. Deur die krag van die Gees kan ons die wet onderhou. Skryf Esegiel in hoofstuk 36 vers 27. Geliefdes, die tweede gebod in Eksodus 20, waarvan ons daar in vers 5 lees. Verbied die maak van enige afbeelding van God wat aanbid of vereer word. Dit sê dat ons die ware God nie op 'n valse manier mag voorstel nie. En weet julle, daardie selfde waarskuwing vind ons ook in die Nuwe Testament. Dis is nie verdwyn of dat dit nie in gebruik is omdat dit in die Ou Testament geskryf staan nie. Dit staan in die Nuwe Testament ook. Hoor wat staan daar in Romeine 1 vers 23 oor die problematiek van afgoderry. Beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls of diere of slange, dit wil sê afgode wat in die plek van die heerlikheid van die onverganklike God gestel en aanbid word. Dis bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. Hoor mooi, dit staan in die Nuwe Testament ook, waar Paulus na dit verwys. Aaron het 'n goue kalf gemaak en gesê dat hierdie kalf die Here voorstel. God, geliefdes, is heilig en uniek. Hy is 'n ewige, heilige Gees wat by ons is elke dag, en daarom moet ons hom nie afbring tot op die vlak van 'n skepsel nie. Hy is nie 'n skepsel nie, hy is die heilige God van ewig en altyd. Moet ek en jy hierdie tweede gebod verstaan? Moenie 'n God van jou eie verbeelding skep nie. Die ware God is die een wat homself geopenbaar het in die skepping, in die skrif en in Jesus Christus. Moenie God se openbaring van wie hy is verwerp deur iets te sê soos ek weet wat die Bybel sê, ek lees die Bybel, maar die God wat ek dien sal nooit toelaat dat sulke goed met my gebeur nie. Het julle al so iets gehoor of dalk self gesê? Dan het jy so pas 'n God van jou eie verbeelding geskep. Hoor julle? Ek het 'n
God geskep wat nie dieselfde is as die God van die Bybel nie. En moet ook nie dink dat die Vader, God die Vader, anderste is as Jesus Christus nie. Sodat jy die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament teenoor mekaar afspeel nie. En dink die een is belangriker as die ander nie. Daar staan in Johannes 14 vers 9, wie Jesus gesien het die Vader gesien. Geliefdes, dat die ware God van Israel, deur ons reg geken, gevrees, bemin en met godsdienstige eer gedien moet word, is waaroor dit in die eerste gebod gaan. En hoe hierdie enigste God gedien moet word, word vervolgens in die tweede gebod beskryf, naamlik nie deur beelde of deur 'n menslike uitgedinkte godsdiens nie, maar soos wat hy self in sy woord aan ons beveel het en homself in sy woord openbaar het. Ek sluit af. Hoekom, geliefdes, is die 10 gebooie, die wet, vir ons vandag steeds van kardinale belang? Ek dink daar is verskeie maniere om hierdie vraag te antwoord, maar vanoggend begin ek deur te kyk na Psalm 119. Psalm 119 is eintlik 'n loflied oor God se openbaring aan ons as mense deur die wet en die betekenis van die wet en hoe belangrik dit vir ons as mense is. Daar is talle en talle verwysings na die wet in die 176 verse van Psalm 119. Ek gaan net so 'n paar vir julle aanhou. Vers 18. Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van die wet ervaar. Dit is waarom die psalmskrywer so baie tyd spandeer aan die wet, want hy weet dat God se krag tot sy volle werking kom in sy lewe deur die wet. Vers 55. Selfs in die nag dink ek aan U, Here, en is ek gehoorsaam aan U wet. Hoe lief het ek U wet, dit bly my elke oomblik by, staan daar in vers 27. Daarom vra die psalmskrywer dat God sal ingryp teen diegene wat sy wet oortree. In vers 126 skryf hy, dit is tyd dat die Here ingryp teen die wat sy wet oortree. En hy doen dit met trane, vers 136. My trane vloei sonder ophou, omdat die mense U wet nie onderhou nie. Geliefdes, omdat Jesus Christus die wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in hom, kan ek amper sê 10 beloftes vir ons. En ek wil die eerste 2 gebooie vir julle omsit in 'n belofte, waarmee ek julle vandag in huis toe stuur. Ek beloof jou, dat as ek die enigste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die ereplek in jou lewe hê. Die tweede gebod, as ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld in jou binneste dra. Geliefdes, ons kan net word wat ons bedoel is om te wees, as God die enigste God in ons lewens is. Amen.